Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. By 'n troue, 'n familietroue, en soos wat baie keer gebeur by troues, is of mense vermy jou of hulle hardloop na jou toe. En gisterand toe hardloop 2 mense na my toe, en al 2 van hulle bring na my toe hulle vra. En hulle altyd my gevra, hoekom? Hoekom gebeur daar slegte goed met God se kinders? Met goeie mense? Wat is God se teenoor seer? Die seer in die wêreld wat so naby aan ons lewe. En so, dis 'n vraag wat oor en oor in ons lewens gaan uitspeel, wat oor en oor by ons gaan opkom. En Genesis 42 en 43 gaan vir ons 'n lig skyn op daai vraag. Maar dis 'n lang storie, dis 'n lang teks, en so ek wil nog 'n storie vertel, om ons te help om hierdie storie beter te verstaan. Dis 'n kort storie, maar die storie gaan so. Daar was 'n man, en hy was 'n houtkapper. En op 'n dag sien hierdie houtkapper die perfekte, mooiste reeks bome om af te kap. Maar in hierdie bome is daar 'n mamma duif. En sy het haar nesie perfek gemaak om haar eiers te lê in haar nes. Sy sien nou doen. Haar nes is gebou, sy is reg om haar eiers te lê, net soos wat sy gemaklik raak, kom die man met die byl en met een harde slag kap hy die boom af. Die arme mamma duif, sy hele nes ruk en breek, en net party vlieg sy weg. Sy kyk af en skree, wat maak jy, houtkapper? Jy ruk letterlik my hele wêreld af grond toe. Die volgende dag vlieg sy sy maak vir haar 'n nuwe nes in 'n nuwe boom. Vraggies kom die houtkapper terug die volgende dag, en hy kap met nog 'n harde slag die volgende boom ook af. En weer val die mamma duif se wêreld in mekaar. Skree sy vir die houtkapper, hoekom maak jy my lewe so moeilik? Hoekom los jy my nie net uit nie? Die volgende dag weer. Toe sy die laaste takkie in die laaste plekkie gesit het vir haar nuwe nes in haar nuwe boom, toe kom die houtkapper weer. En weer met trane in haar oë val die mamma duif sy huis grond toe, en weer vlieg sy weg, net betyds. Die volgende dag, toe sy weer vir haar 'n plekkie soek, toe land sy nie weer op 'n boom nie. Sy vlieg ver weg, en sy gaan bou haar nuwe nes op 'n rots. En nooit weer kon iemand haar skuif nie. Nooit weer kon iets haar wêreld laat in mekaar instort nie, want sy het haar nes op die rots gebou. Dit is soos 'n lang fliek. En die fliek van Genesis gaan oor God wat 'n nuwe mense wil oprig. 'n Mense wat die seën moet wees vir 'n gebroke wêreld. Die probleem is, ons sien oor en oor, God se mense is 'n gemors. Hierdie mense wat God na toe beweeg is sondig en gebroke. En so wat ons gaan sien in een klein van hierdie movie, hierdie lang fliek, een episode van hierdie lang fliek is Genesis 42 en 43, en in hierdie klein gedeelte van die lang fliek sien ons hoe God die gebrokenheid van sy mense, 'n gebroke mense wat hy wil oprig om die wêreld te seën, hoe hy hierdie Jakob en sy gesin en hulle gemors, die 12 seuns, die toekomstige stamme van Israel, hoe hy hulle ontmoet in hulle gebrokenheid. Hoe hy hulle jaloesie, hulle selfsug, hulle hart wat vol haat is, die verkoop van hulle broer, daai tipe, hoe hy hulle genees, hoe hy hulle ontmoet, en hoe hy hulle heel maak. Wat ons sien is dat God nooit sy mense los in hulle sonde nie.
Vanoggend gaan ons in hierdie episode sien hoe God in hierdie groot storie waar hy nuwe mense wil oprig, hoe hy hulle seer ontmoet en hoe hy hulle genees. In hierdie episode is God die houtkapper. En ons gaan sien hoe hy 'n paar bome afkap in die lewens van sy mense, sodat hulle huis op die rots sal bou. So, hoe gaan ons hierdie doen? Ons gaan net deur die storie werk. Dis 'n storie en ons wil net deur die storie praat. So, wees geduldig. Dis 'n lang storie. Maar ons gaan net weer 'n paar punte uitwys en net weer deur die storie werk en dan as jy deur die storie gewerk het, gaan ons net weer al die touwtjies by mekaar trek. So kom ons begin met die storie. Ons herinner onsself gou aan wat gekom het, Josef. Hy is nou Farao se regte hand. Hy is in die tydperk, hy is maklik in die tydperk in een van die magtigste posisies van die tyd. In sy drome het God voorspel vir Egipte dat daar 7 jaar gaan droogte gaan wees en dat daar 7 jaar van oorvloed gaan wees en dan 7 jaar van droogte. Deur God en Josef se wysheid beplan Egipte vir die droogte. Hulle vat die 7 jaar van oorvloed en hulle beplan, hulle stoor graan, toe kom die droogte. En ons storie begin met die droogte wat nie net Egipte tref nie, maar die hele wêreld tref. Die droogte is nou hier. Egipte, dit gaan goed met Egipte, hulle het oorvloed. Al die nasies, al die lande om Egipte sukkel, die droogte het gekom. Ons sien in vers 1 tot 5 van ons tekste, volg saam in die storie as julle kan, ons sien dat daar 'n prentjie geskep word van Jakob en sy seuns, wat nie goed is nie, dis nie 'n goeie prentjie nie. Die interessante ding is, soveel dinge het al gebeur, maar niks het eintlik verander. Die gesin is presies waar hulle was, voor Josef verkoop was. Die Israel is, hy's nou, Jakob is Israel en sy seuns, niks het verander nie, hy's nog platant besig om een kind voor te trek. Josef was sy gunsteling, nou is Benjamin sy gunsteling. Ons sien dat hy sy kind God. Ons sien dat al die broers moet hierdie gevaarlike reistog inneem, maar Jakob gee nie om wat met sy seuns gebeur nie, maar Benjamin, moet net nie vir Benjamin sê. Nie net dit nie, maar dis hierdie snaakse woorde wat vir sy seuns, why do you look at one another? Daar's 'n droogte. Ons kort kos. Dis asof die teks vir ons probeer sê hulle is nowhere, hulle is nêrens. Hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle is bietjie incompetent, so bietjie besluiteloos. Why do you look at one another? Julle gaan nie mekaar se probleme kan oplos nie. Dis asof ons hier ietsie sien van wat is. Jakob sê vir hulle, skrik wakker. Toe julle vorige probleem beleef het met Josef, toe kyk julle na mekaar toe. Toe help julle mekaar uit daai probleme, nie hierdie keer nie. Julle gaan na mekaar toe kyk nie. Hierdie droogte gaan ons breek. En julle kan mekaar nie hierdie keer help nie. Die droogte is lewe of dood, dit is ernstig. Hierdie keer, al trek pa die gunsteling kind voor, as julle nog jaloers, julle gaan nie mekaar kan help nie. So gaan Egipte toe, kry vir ons kos. Hulle gaan Egipte toe en hier begin die teks al hoe meer herhaal, down. Hulle gaan Egipte toe, af na Egipte toe. Dit is so interessant, 13 keer sien ons hoe die teks die woord af, neergaan, neerbuig, neerlê. Hulle gaan af, 13 keer herhaal die teks, hierdie afwaartse. Dis nie 'n afwaartse beweging in sonde nie, dis 'n afwaartse beweging van moeilike omstandighede wat begin ontwikkel. Dinge begin net slegter en slegter gaan. Ja, hulle gaan geografies af na Egipte toe, maar hierdie broers wat al hierdie mag gehad het, hulle moet nou afgaan na Egipte toe en hulle moet hulp vra. Hierdie trotse broers moet neerbuig en afgaan voor Josef. Net soos wat dit voorspel was in sy drome. Die woordspeling is so, dis stunning, dis so goed geskryf. Dis hierdie afwaartse beweging van hoe dinge net slegter en slegter word. Hulle moet afgaan en buig voor die broer wat hulle verkoop het. Dieselfde broer wat hulle verkoop het. Dis verstommend hoe die storie die punt probeer maak, dat soos wat God vir Josef hoër en hoër plaas,
so trek hy die broers af en af en af. Hulle erken hom nie, maar Josef weet presies wie voor hom neerbuig. En soos hulle neerbuig in die midde van hierdie droogte waarvan hulle lewens afhang, lees ons Josef praat hard met hulle. He flee to them. Asof dinge nie klaar rof genoeg is nie, laai Josef nog op hulle skouers. Hulle vra vir kos, maar Josef het ander planne. Hy sê, julle spioene. Julle het kom kyk wat doen in die land van Egipte. We are honest men. We are servants. We have never been spies. Dis so ironies. Dis die hoogtepunt van ironie. Selfde broers wat vir Jakob gejok het met bloed op Josef se eie geskeurde kleed, staan nou voor daai broer en sê vir daai selfde broer, ons is eerlike mans. Dis die hoogtepunt van ironie. Josef weet, hulle praat die waarheid, maar hy staan sy man, hy glo hulle nie. Hy dreig hulle met die dood. Dis nie duidelik in die teks nie, jy in 'n ander land is met 'n ander mense en hulle sê vir jou, jy's 'n spioen, wat hulle eintlik vir jou sê is, as jy nie jouself nou bewys nie, gaan ons jou doodmaak. Hy dreig hulle met die dood toe. Dis nie net, hulle gaan nie net af Egipte toe nie, verder, hulle gaan af tronk toe. Josef gooi hulle in die tronk vir 3 dae. Die teks en die storie skep hierdie merkwaardige oomblik waar Josef sit met die gesag en die broers beleef ietsie wat Josef al klaar beleef het. Josef het beleef wat die broers nou in die tronk beleef, toe die broers vir Josef in die put gegooi het. Maar nou gooi Josef hulle in die tronk. Hulle om verkoop te word, om weg te gooi te word, om in die tronk te gooi te word, om afgegooi te word. Die teks, hierdie prentjie waar die rolle omgeruil word. Die ironie is, Josef weet hulle praat die waarheid, maar hulle kon net sowel gelieg het. Hy weet hulle woord dra geen mag nie, want hy het hulle leuns beleef. In hierdie oomblik waar die rolle heeltemal omgeruil is, waar hulle in die tronk sit en Josef sit met die mag, word daar iets ongelooflik gesê in vers 21. Kyk saam met 21. Dit behoort ook vir julle op te kom, maar vers 21 sê, daar's 'n massiewe oomblik van inkeer vir die broers. Hulle gaan af en af en af en af, en hier is daar 'n massiewe oomblik van inkeer. Then they said to one another, in truth, we are guilty of our brother. We are guilty. Ons sien ons sonde. Ons sien in die tronk hier op die lae plek, sien ons sonde. We are guilty. We saw this of his soul when he begged us, and we did not listen. That is why this distress has come upon us. Dis so kragtig en mooi gestel vir ons. Die boodskap kom, die boodskap, sy seer, sy pyn, word hulle distress, dit word hulle seer, dit word hulle pyn in daai lae plek. Die seer van jaloesie voel hulle self. In hierdie lae plek voel hulle self die pyn van hulle leuns. Die pyn wat Josef beleef het. Hulle oë gaan oop vir die boosheid van hulle harte, hulle afgoderry, hulle haat. Ruben sê verder, hy sê, did I not tell you not to sin against the boy, in vers 22, but you did not, so now there is reckoning for his blood. Ruben was skuldig. Ruben was net so skuldig soos die ander broers. En so wat hy eintlik hier sê is, ek voel skuldig. Die skuld is te veel op my nou. Hy probeer homself verdedig. Ek het nie vir julle gesê nie. Kyk nou hoe hier betaal ons die prys. Die skuldgevoelens is belaai op hom. Dit vreet hulle almal op in die tronk. Want dis wat sonde doen. Sonde kom oor en oor en oor en terug in ons harte in en dit herinner ons, dit tuister ons. Veral sonde. Veral daai geheim goed wat ons weet verkeerd is. Dit is asof dit oor ons hang en dit vra heeltyd vir 'n reckoning, dit vra heeltyd vir 'n betaling. Dit sê heeltyd, hierdie is hoekom slegte goed met jou gebeur, hierdie is hoekom slegte goed met jou gebeur. Die skuld lê op hulle skik.
Hulle voel heeltyd, hulle moet nou betaal vir wat hulle gedoen het. What comes around, goes around. Kry vir jou. Dis wat sonde doen. Hoe verder hulle afgebreek word deur omstandighede, hoe dieper word hulle gekonfronteer met hulle sonde en met hulle harte. Vanaf vers 18 af gaan die storie aan. Hulle sit so lank genoeg. Josua hulle en hy sê, bewys julle is eerlik. Ek gaan julle huis toe stuur met net genoeg kos dat julle gaan moet terugkom, sodat julle kan bewys dat wat julle sê oor julle jongste broer Benjamin waar is. Bring hom. Hier's genoeg kos, maar bring hom terug. Ek wil sien, ek wil julle jongste broer sien. As julle nog kos soek, as julle wil lewe, bring julle jongste broer. Ek wil sien. Ek gaan julle een broer hier hou as hostage. Hy gaan bly by my. Gaan, bring broer. Hulle gaan en op pad terug sien hulle die geld wat hulle moes betaal het vir die graan sit nog in hulle sakke. En hulle harte val grond toe. Asof hulle situasie nie hopeloos genoeg was nie. Hulle sien daar, hierdie is die situasie tot op hierdie punt in die storie. Hier is seuns, hulle pa is nog altyd liewer jongste broer as wat hulle ooit vir hulle was. Hulle pa is nie lief vir hulle nie. Hulle pa is nie lief vir hulle nie. Hulle sit in die midde van 'n droogte wat hulle gaan doodmaak en hulle enigste oplossing is met 'n man wat dink hulle is spioene en hy wil hulle doodmaak. Die enigste opsie wat hulle het is om hulle jongste boetie wat hulle pa baie liewer het as vir hulle moet hierdie jongste, hulle moet hulle pa oortuig om hierdie broer saam te bring en hulle weet hulle pa gaan nooit toelaat nie. En nou, boop alles, as hulle pa kan oortuig om vir Benjamin te bring, sit hulle met geld, wat lyk asof hulle gesteel het. En as hulle gedink het hulle was spioene, gaan hierdie nie hulle situasie help. Nou is dit verseker dat hulle spioene is. Want dit lyk asof hulle dis die situasie. Die teks probeer vir ons half hierdie situasie, die broers vasgevang is met dood reg om hulle. Die dood van die droogte, die dood van spioen wees, alles druk net neer op hulle. Hulle is vasgevang in hulle omstandighede en vorentoe of agtertoe die dood. Hopeloos. Hulle sit in die midde van hierdie met geen oplossing nie. En in vers 28 sien ons wat hulle harte sê. Hulle harte sê hierdie, vers 28. Kyk saam met my. And at this their hearts and they turned to one another trembling, angstig. What is this that God has done to us? Dis die vraag. Dis die vraag wat ek gehoor het by die troue gisteraand. Dis wat die mens nog altyd gevra het in die midde van donker situasies, donker tye, donker seer, dood om ons, is hierdie vraag. Hoekom God? Hoekom draai U in ons? Hoekom voel dit asof U teen ons is, asof U ver van ons af is, asof U ons wêreld laat in mekaar stort? Hoekom God? Vanaf hoofstuk 41 vers 1 dink ons dalk dinge gaan beter gaan, maar dit doen nie. God draai die hitte op. Letterlik, vers 1, the famine was severe in the land. Droogte. God is nie klaar met sy mense nie. Letterlik, hy sit hulle in 'n pressure cooker en hy draai die druk op, hy draai die hitte op. Hulle moet weer eens gaan kos koop, nou hulle pa oortuig om hulle terug te stuur met Benjamin, maar sy pa wil nie luister nie, Jakob wil nie luister nie. Reuben sê, vat my seuns in sy plek, ek gee my seuns se lewe op vir Benjamin se lewe. Jakob wil nie, hy weier, hy gaan nie sy seun verloor nie, hy gaan nie vir Benjamin verloor nie. Dinge raak erger, die druk word meer, die droogte is erger, hulle kort kos. Jakob raak kwaad vir hulle, hy stry met hulle. Juda kom en sê, ons moet. Jakob stry met hulle, hy sê, hoekom het julle vir hom gesê van Benjamin? Hy raak eintlik onredelik. Soos, wat sê jy nou eintlik, Jakob? Ons vra dat Benjamin moet saamkom nie. Hy raak onredelik, hy raak kwaad. Hy probeer vashou aan sy jongste seun, al beteken dit hulle gaan doodgaan in hierdie droogte.
Hy raak woedend. Hy probeer vashou aan sy gunsteling kind. En wat gaan hier aan? Wat gebeur is dat Jakob onder hierdie druk, onder hierdie pyn, onder hierdie lyding, wat gebeur is, dat onder hierdie druk, onder hierdie omstandighede, word Jakob se afgod van hom af weggeruk. Jakob se word van hom af weggeruk, dieselfde afgod wat sy hele gesin verwoes het. En dis gewoonlik wanneer ons woede sien in ons lewens. Dis gewoonlik wanneer ons stry, wanneer ons terugstoot, wanneer ons onredelik raak en probeer vashou aan iets al weet ons moenie. Dit gebeur wanneer ons afgod gechallenge word. Wanneer ons afgod van ons af wil weggeruk word. Dis gewoonlik wanneer ons sien dat ons presies soos Jakob optree. Wanneer iets heeltemal te belangrik is vir ons. Hier in die droogte ruk Jakob se afgod van hom af weg. Dis baie merkwaardig dat Juda die een is wat vir Jakob oortuig. Juda kom en sê vir hom, ek weet nie, dalk is dit omdat Juda die eerste een is wat gesê het, kom ons verkoop vir Josef, dat as jy sien dat Juda hierdie punt maak, dan sien jy 'n werklike omkeer in die broers. Iets is anders. Iets het geshift. Hulle is nie meer dieselfde broers eers sit nie. Daar hierdie massiewe verandering in hulle plaasgevind, want Juda gaan na Jakob toe en hy sê vir hom, send the boy with me. Vers 8 en 9. Send the boy with me, and we will arise and go, that we may die. Both you also and our little ones. I will be a pledge for his safety, sê Juda vir Jakob. From my hand you shall require him. If I do not bring him back and set him before you, let me bear the blame forever. Dis Juda se woorde. Dis van hierdie oomblik af wat die storie heeltemal begin draai. Van hierdie oomblik af begin die druk verminder. Die volle omkeer, die bereik deur die pressure cooker het nou plaasgevind. Die selfsugtigste broer wat vir Josef verkoop in die eerste plek sê nou nee, my lewe, ek sal die blaam vir ewig op my skouers draai. Hier is waar die druk verminder. Die storie gaan van hier af aan en ons kan voel, hulle gaan nie meer af nie. Hulle gaan dalk af Egipte toe, maar hulle gaan nie meer af nie. Jy sal verbaas wees, hulle kom by Josef aan en Josef sê, julle eet by my. En daar sit hulle almal om die tafel en Josef plaas hulle almal, hulle is almal verbaas. Hulle is bang, maar toe besef hulle hoef nie meer bang te wees nie, so daar's 'n oplossing daar, ons hoef nie meer bang te wees nie. En Josef plaas hulle elkeen, hy vir hulle 'n tafel, en hy dek vir hulle 'n tafel presies, van oudste tot jongste. En hulle is verbaas, hulle weet nie mooi wat aangaan nie. Die storie word volle sirkel, dis 'n oplossing. Hulle gaan vanaf droogte toe, en hulle sit nou by 'n tafel waar daar meer kos is wat hulle nog ooit gehad het. Josef dek vir hulle. Josef gee vir hulle kos. Hulle gaan vanaf spioene en dan neem Josef hulle nou in as familie. Hulle sit om die tafel in Josef se eie huis. En hulle praat oor hulle pa. Hulle praat oor hulle pa in die teks. Hulle is nou 'n gesin. Hulle gaan vanaf diewe wat geld gesteel het, en hier aan die einde word hulle word mense 2 keer soveel geld as wat hulle gehad het. Hulle word vanaf diewe word hulle geseënd met dubbel soveel as wat hulle gehad het. Hulle gaan van broers wat in die tronk gegooi was, hier nou in Josef se as broers wat se voete gewas word. Al die tension wat ons gevoel het in die storie, soos wat dinge slegter en slegter geword het, word opgelos. En ons kan sien, dis 'n goeie einde. Ek hou, dit was okay, dit was lekker. En dis die storie. Dis die hele sirkel van die broers, Genesis 42 en 43. Wat beteken hierdie storie vir ons? Kom ons trek net gou al die toutjies bymekaar. Die eerste punt wat ek wil uitwys is, die hele storie se spanning word opgelos deur Juda. Juda sê vir sy, my lewe, vir sy lewe. Kyk, Benjamin was soos Josef, hy was bederf. Hou van iemand wat net bederf is nie. Ek was die jongste kind, ek weet.
Niemand. Daar's 'n natuurlike jaloesie wat kom. Maar Judas sê, my lewe vir sy lewe. En toe kon Jakob hom laat gaan. Die werk is gedoen. Die ding het plaasgevind. Die boom was afgekap. En nou staan Juda op 'n vaste rots. Hy is nie meer selfsugtig nie. Hy sit homself nie meer eerste nie. Ruben het dieselfde ding gesê vir Juda. Hy het amper dieselfde stelling gemaak. Maar Jakob het nie geluister vir Ruben nie. Jakob het geluister vir Juda. Want dit moes Juda wees. Dit moes Juda wees. Juda sê hierdie woord, let me bear the blame forever. Laat ek betaal, laat ek in sy plek staan. Die haat en die seer en die kwaad wat op Benjamin land, gaan ek vat. Enigiets wat moet gebeur, gaan op my land. Hy veilig sal wees, sodat ek die skuld kan dra. Dit gaan op my land. Dit moes Juda wees. Niemand anders kan dit doen nie. Niemand anders kan betaal sy lewe vir 'n lewe nie. Nie Ruben nie, nie enige een nie, Juda. Hoekom? Hoekom Juda? Want Juda is besig om in die voetspore te loop van sy almagtige toekomstige seun, Jesus Christus, Lion of the tribe of Judah. Dit moes Juda wees. Want Jesus is die seun van Juda, die seun van God, the Lion of the tribe of Judah. Hy is die een wat gesê het, my lewe vir julle lewe. My lewe uit vir julle. Ek gaan die skuld vir ewig dra. Ek gaan in julle plek staan. Die ewige skuld van sonde, van onreg, van seer, van dood, ek staan in julle plek. Dit gaan op my land. Jesus, die seun van God, op die kruis gehang. Hy skree op die kruis, let me bear the blame forever. Forever, vir altyd. Al jou skuld, alles. Past, present, in future. Al jou sondes, alles, al die nagevolge van wat jy moet betaal vir die sondes wat jy gedoen het. Jesus sê, I will bear the blame forever. Laat die skuld op. Dan, wanneer Jesus hierdie offer aan ons maak, hy sê, laat ek my lewe. Dis wanneer Jesus hierdie offer aan ons maak, wanneer ons dit aanvaar. Wanneer ons sê, Jesus, ek wil nie op my eie naam staan nie, ek wil nie voor U staan met my lewe nie, ek wil staan in Jesus se plek. Ek wil Jesus se geregtigheid op my hê, ek wil sy naam hê, ek wil nie my eie naam hê nie. Dis in hierdie plek waar ons ophou ons red, soos die broers wat heeltyd elke slegte situasie in hulle eie hande probeer neem, en ons sê nee, ons kan nie meer nie. Wanneer ons ophou ons self probeer red, en ons staan in Jesus se offer, die offer wat sê, my lewe vir julle lewe, dis dan wanneer gebeur met ons, wat gebeur het met die broers. Ons gaan van diewe wat arm is, en ons is altyd op soek na kos, ons is altyd honger, ons is altyd leeg, en ons word geseën met veels wat ons gehad het. In plaas daarvan dat ons in die tronk gegooi word, altyd vasgevang in ons sonde, altyd hopeloos, met ons skuld vasgevang, gaan ons in ons voete was deur God. En ons ontvang nuwe lewe, ons ontdek ware lewe. Ons gaan vanaf spioene wat vyande is van God, en ons word ingeneem in God se familie, en ons word God se kinders. Wanneer ons in Jesus se plek staan, ontvang ons alles wat waar is van Jesus, ontvang ons. Ons ontvang sy seën, sy beskerming, sy goedheid, die guns wat God het vir Jesus, ontvang ons. Ons word Jesus se broer, ons word 'n kind van God. En alles wat daarmee saamgaan. Dis die eerste ding wat ek wil hê ons moet sien. Ons word kinders van God, soos wat ons staan in Jesus se plek. En soos wat Jesus staan in. En dis belangrik vir ons om dit te sien, want dis die basis van wat ek nou wil sê. Want die tweede ding wat ons sien in die storie, is omdat ons God se kinders is, omdat Jesus in ons plek staan, en ons in sy plek staan, sien ons in die teks die genade van God wat sê, dat wanneer ook al hy afruk, is hy eintlik besig om op te bou. Dis wat ons sien. Wanneer ook al God afruk, is hy eintlik om op te bou. Ons vra soos die broers, hoekom God?
Hoekom die droogte? Hoekom hierdie pa wat nie lief is vir ons nie? Voel dit asof God op elke hoek en draai teen ons is? Dis 'n vraag wat ons almal vra. Kom hierdie familie met hierdie familiekonflik en hierdie familie moeilikheid. Hoekom is ek hierdie week my werk verloor? Hoekom hierdie land, hierdie geweld, hierdie seer, hierdie ekonomie? En hoekom ek in die midde van al daai? Hoekom gebeur dit met my, met ons? Dit kan groot goed wees, dit kan klein goed wees. Die lewe en die seer om ons frustreer ons. En wat ons sien in die storie en in die belofte van Jesus wat staan in ons plek en ons in sy plek is hierdie. Die genade van God vir sy kinders is dat hy 'n vader is vir ons. Ons is nou kinders van God. Hy is nie minder lief vir ons nie. Dis nie die antwoord nie. Hy straf ons nie. God het nie eintlik teen ons gedraai, al voel dit asof hy het nie. Hy is so lief vir ons in Jesus, dat die teks probeer vir ons sê, wanneer God afruk, is hy eintlik besig om op te bou. Dis die belofte. Ons hemelse Vader wys ons deur die storie, dat hy altyd die uiterlike seer in die wêreld, hy vat al die goed wat teen ons kom, al die seer en moeilikheid en sonde, en hy vat dit al, en hy werk dit teen goeie uit vir ons, vir almal wat na Jesus toe kyk, Romeine 8 vers 28. Hy vat die uiterlike seer van die wêreld en hy bring dit in lyn met ons innerlike sondes, sodat hy kan sien, sodat ons kan sien, sodat hy ons kan vorm en vou, soos 'n pottebakker, 'n hemelse pottebakker. Hebreërs 12 sê dit so mooi, ek kon dit nie beter stel as hierdie nie. Hebreërs 12 sê, my son, do not regard lightly the discipline of the Lord, weary when reproved by him. For the Lord disciplines the one he loves. He chastises every son whom he receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? Dis die voorreg van om 'n kind van God te wees. Wanneer ons vra, soos die broers, hoekom God? Wanneer ons wonder, straf God my, want ek het een of ander sonde gedoen, en dalk kry God my nou terug, want ek het daai gedoen. Wanneer ons dit wonder, het ons voorreg as kinders wat in Jesus staan, om te kan sê, nee, met alle sekerheid, nee. Die seer leef is nooit God wat ons straf nie. Hoekom? Want Jesus het die volle prys betaal. Jesus het in ons plek gestaan, en die volle straf van God is op hom. God straf ons nie wanneer dinge verkeerd gaan om ons. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romeine 8 vers 1. As jy vanoggend hier sit en jy voel God straf jou, stop. Hoor die goeie nuus. Hy doen nie. Jesus staan in jou plek. Hy het die volle straf gevat vir alles wat jy gedoen het. Vir alles wat jy nog gaan doen. Hy het geskree op die kruis, it is finished. Dis klaar, ons niks. Maar wat doen ons dan met die seer wat ons dan nog moet beleef? Ons sien dat God gebruik dit. Hy gebruik elke liewe situasie, elke liewe seer, elke liewe sonde, liewe kwaad wat die wêreld na ons kant toe kan gooi. En hy sê soos 'n pappa, ek gaan jou opbou. Wanneer ek afruk, gaan ek jou opbou. Die woord dissipline is 'n goeie woord, want dit is nooit lekker wanneer ons kinders moet dissiplineer nie. Dit is nooit lekker nie. Maar dissipline is nodig. Hy bou ons op. Ons moet ons kinders opbou. En God moet ons opbou. Ons sien in die storie so mooi hoe die broers so blind vir hulle eie sonde. En soos wat die druk kom, die seer kom, die moeilikheid kom, soos wat hulle af gaan, gaan hulle oë oop. Dit vat 'n droogte partykeer in ons lewens vir ons om te besef ons is dors vir God. Ons kort eintlik God meer as wat ons ooit besef het. Vat 'n droogte partykeer in ons lewens vir ons om by daai plek te kom. Partykeer vat dit 'n nederigheid, wat sê kniel bietjie voor jou klein broer, gaan lê bietjie op jou gesig voor jou klein broer. Daai tipe afbreek van ons trots.
Kniel bietjie voor jou kleinbroer. Dit vat baie keer dit lewens vir ons om weer op ons knieë te val voor God. Tot ons nie self in moeilikheid gaan nie, sien ons nie, voel ons nie, beleef ons nie teen volle wat ons sondes kan doen aan ander mense nie. Wat se sondes skade berokken aan ons gesin of selfs aan onsself nie. Ons sien dit nie. Ons gaan net aan. Ons gaan net aan. Tot ons soos Jakob weggeruk word nie, kan ons nie tot volle waardeer hoe afhanklik ons is van hierdie afgode nie. En hoeveel skade hierdie afgode berokken in ons lewens nie. En in die lewens van almal om ons nie. Sien in die storie nie, hoe mooi en hoe perfek. Sistematies draai God die hitte op. Nee, sistematies, stadig. Op 'n presiese, perfekte, soewereine manier God die hitte op. Hy breek af. Stappie vir stappie breek hy af. Hy kap boom af, vir boom af. Nooit te veel dat dit hulle vernietig nie, maar net genoeg dat dit hulle heeltemal breek binne en tot inkeer bring. Dit vernietig hulle nie, maar dit breek hulle genoeg. Die dissipline van God in ons lewens, hierdie situasies, dis tailor-made vir jou, vir my. Die situasie is so perfek geskep, dis soos 'n skoen wat net vir jou pas. Die seer. Dis presies die seer en die sonde wat jou hart nodig het om te sien. Niemand anders nie. Jou gere is soos 'n skoen wat net vir jou pas. Want God wil op 'n baie persoonlike, liefdevolle manier sê, ek gee so om vir jou. Kyk hoe probeer ek jou wys, kyk hoe probeer ek jou oë oopmaak tot jou sonde en die seer wat dit veroorsaak in jou lewe en in die mens om jou. Dit is 'n dissipline wat met sagte hande kom en vir jou presies probeer wys wat jy nodig het. Dis sagte hande wat jou terugroep na hom toe. Ek moet vir julle sê, hierdie is ons gesin se storie. Ek wens ek kon die detail deel, maar ons net nie tyd nie, maar hierdie is ons gesin se storie. My broer was basies 'n alkoholist. My sussie het so aangejaag, sy was hoogs bipolêr en in en uit rehab vir 5 jaar. My pa was hard en koud en ver van ons gesin af. My ma was 'n troef wat nooit haar eie tekortkominge kon erken nie. En na jare en jare se diep, donker waters. Ek wens ek kon die stories met julle deel. Deur seer op seer, die sonde op sonde op sonde wat ons hele wêreld wat in mekaar stort het die Here ons gedryf tot op die einde van onsself toe as gesin. En hy het ons na ons knieë toe gedryf. Hy het ons uit ons nominalistiese, oppervlakkige wangeloof gedryf na 'n ware, opregte soeke en uitroep na God toe, 'n desperaatheid vir God. Raadheid vir God toe. En na jare, ek kyk gestaan na my gesin by hierdie troue. Na jare, ek praat met my broer. My broer is nou so passievol vir God. Hy loop in malls rond en vir iemand wat sal luister na hom sodat hy hulle kan vertel van God en sy getuienis en van Jesus. My sussie is soos 'n CEO en 'n motivational speaker, maar haar motivational speech is haar storie oor hoe Jesus jou kan red uit die donkerste plek. Dis haar storie. My pa kan nie vir ons kyk sonder dat hy nie huil nie. Hy's nou so sag. En my ma kan nie ophou vir almal sê, dis net genade nie, dis nie ek nie. Haar trots is gebreek. Sy weet, sy het niks gedoen om te ontvang hierdie genade wat ons gesin ontvang het nie. En ek was die jongste. Ek het van bietjie van ver af, deur die seer van my pa, deur die seer van my ma, deur die seer van my broer, deur die seer van my sussie, het ek van buitekant af gekyk wat God doen. En ek het my hele lewe vir die kerk gegee. Want ek wil hierdie God dien. Hierdie God dien wat ons stories kan oorskryf. God wat die seer en die sonde van ons lewens kan vat en hy kan 'n nuwe storie vir ons skryf. Een waar hy koning is. Een waar hy op die troon sit, nie ons op die troon sit nie. En een waar ons hande in die lug op. Dankie Here.
vir u goeie hand, al was dit deur die diepste, donkerste slote. Ligpunt, ons God is soewerein. Hy laat nie 'n swalkie val op die grond, wat hy nie eers van weet nie. Hy is soewerein. En hy is besig om in jou lewe die uiterlike vat, en hy is besig nou, om deur jou uiterlike seer, jou gesin, jou werk, op die perfekte, presiese mate, daai uiterlike seer te vat, en dit in lyn met jou innerlike sonde. Presies en perfek. Sodat ons sal terugkeer. Sodat ons op ons knieë sal val en smeek, help ons, red ons. Sodat ons sal sien wie ons regtig is. Nie wie ons is wanneer alles goed gaan en gemaklik is en lekker is nie. Nee. Wie ons is wanneer al ons afgode weg is. Wanneer al ons gemak weg is. Hy wil hê ons moet sien wie ons is. Al die sekuriteit wat ons hoop in plaas, weggeruk word van ons af. Ons moet hierdie hoor. Ek dink dis 'n woord so perfek op sy tyd. As ons eerlik moet wees, dan kan ons almal saamstem, dit gaan nie beter gaan nie. Kyk na ons land. Ons land is nie op 'n goeie plek nie. Die wêreld is nie op 'n goeie plek nie. Oorloë, siektes. Dalk gaan ons in 7 jaar van droogte in. En ons moet hierdie woord hoor op sy perfekte tyd vir ons van die Here af. Om te hoor, wat gaan God doen in hierdie 7 jaar van droogte met ons? Hier is ons antwoord. Ons vat soos goud en hy gaan ons refine. Deur hitte gaan hy ons mooi maak. Hy gaan altyd die uiterlike seer vat van wat ook al wat kom. Hy gaan dit in lyn bring met ons sonde. En hy gaan ons smelt. Sodat ons pure, suiwer en mooi, blink goud kan wees in 'n wêreld wat gebroken is. Hy gaan en is al heel moontlik al klaar besig om hierdie presiese ding te doen met jou lewe. Hy is besig om bome af te kap. Bome wat heeltemal te dun en nou en swak is vir jou om jou lewe om op te bou, dit moet af. Sodat jy op 'n rots kan staan. Die rots wat hy is. Daar is soveel afgode wat ons in die steek laat. Ons geld, ons sukses, ons naam, ons werk, ons familie. Daar is soveel afgode wat ons in God se plek sit. Ons bou ons identiteit daar. En dalk vir ons was dit ons kerk. Dalk was ons 'n afgod. Kerk is 'n goeie ding. Gode kan goeie goed wees. Dalk het ons heeltemal te veel vertroue geplaas in hoe amazing Ligpunt is. Ligpunt is die kerk. Ligpunt is die beste kerk. En nou in hierdie laaste seisoen wys ons. Hy vat ons deur 'n seisoen van dissipline. Hy breek ons bietjie af sodat hy ons kan opbou. Hierdie is die goeie nuus. Hierdie bly die goeie nuus. Maak nie saak waar. Onthou net hierdie, Jesus het die straf gevat. As jy 'n kind is van God, het Jesus die straf gevat. So elke afruk kan God nou gebruik om op te bou. En ek weet, dit is so seer, en dit maak glad nie vir ons sin wat God doen nie. Ek weet dit maak nie sin nie. Ek weet dit voel glad nie asof hy besig is om op te bou nie. Maar die uitnodiging vanoggend, as ek julle net met hierdie kan los, die uitnodiging vanoggend is, hou net jou oë gefestig op Jesus. Jesus staan as 'n baken op die kruis, as 'n baken van 'n liefde wat nie ophou nie. Maak nie ook wat jy voel in die donkerste plek waar jy nou is. Jesus staan as 'n baken van liefde wat nie gaan ophou nie. Nooit nie. Sodat jy nooit, maak nie saak waar jy is nie, ons hoef nooit te twyfel in God se liefde nie. Hou jou oë daar. Partykeer gaan die lewe so swaar, dis al wat ons kan doen. Vestig jou oë op Jesus, en ek wil vir julle sê, dis genoeg. Vestig jou oë op Jesus, dis genoeg. Ek sluit af met 'n baie van John Newton. John Newton sê die volgende. Hy sê, everything is necessary that he sends. Nothing can be necessary that he withholds. Kom ons bid saam. Almagtige God,
goeie Vader in die hemel. Ons is op 'n verskyn soos wat ons hier sit en hierdie woord hoor. Vader, kom deur die alomvattende liefde van die Seun Jesus en kom ontmoet ons almal waar ons is. Vader, praat hierdie boodskap so spesifiek in perfekte plek en waar ons dit moet hoor. Gegewe waar ons is vanoggend. En tel ons op uit daai donker plek uit en geef ons weer hoop. Geef ons weer moed. Vader, stuur ons selfs uit vanuit hierdie plek om hierdie hoop, hierdie moed kan gee aan ons vriende en familie wat net so swaar kry en gaan net so moeilik met hulle en stuur ons uit met hierdie boodskap van hoop wat ons is in Jesus Christus alleen. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.